Prof. Hannes se preke, die leen van die regterstoel teologie, preek 7 deel A. Nou hierdie preek gaan so 2, 3, 4 gedeeltes hê, want dit is baie intensief. So dit is die regterstoel, die leen van die regterstoel teologie, preek 7 deel A. Ek is professor Hans Redlinghuis, van die eerste gemeente van Jaffa Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, dink spesifiek aan die boek, die 2 sleutels tot die boek van Openbaring, wat so relevant is vir die tyd waarin ons lewe vandag in 2025. Sou jy belangstel, kan jy my kontak op my WhatsApp nommer 0722 367 124, gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. Soos wat jy hierbo sien, al die inligting is daar. Teken in sodat jy die YouTube kennisgewings kan ontvang van die studie waarmee ons besig is, en dat dit dan vir jy ook moontlik is dat jy dit kan ook gee vir ander mense. Ons sê maar ander altyd, kom ons stuur dit aan vir ander, vir wie ons lief is. Terwille van die nuwe kykers, is dit die volgende inligting uiters noodsaaklik om te verstaan. Ek noem dit altyd, ons vereensellig ons nie met enige van die volgende instansie, kerke of groepe nie. Enige messiaanse groep, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, Sacred Name Movement, die JAP-beweging. Ons is nie verwant. Hoekom vereensellig ons nie met daai groepe nie? Want hulle gebruik ook die bonatuurlike geopenbaarde name. Maar hulle behoefte in die Sabbat en die wette en die feeste en die goed wat nie volgens die Nuwe Testament meer relevant is nie. Ons is nie verwant aan enige kerk, denominasie, groep of organisasie nie. Inteendeel is ons het 'n eindtyd Bybelstudiegroep en ons funksioneer wêreldwyd. Ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklike antieke Hebreëse name volgens The Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam Version, die wat in 2005 in die wêreld verban is. Jy kry hom in geen boekwinkel in die wêreld nie. Daar is nie 'n boekwinkel wat hulle het nie. So dit help as jy gaan soek nie. Ek het 'n paar beskikbaar, sou u belangstel. Dit is erfstukke. Die naam Here Jesus is in werklikheid Jaffashua, volgens die Bybel. Die naam van God is in werklikheid Elohim, of Hashim. Hy is net nie Adonai nie, want Adonai beteken songod. Hoeveel van die ouens weet dit? Die naam van die Here is in werklikheid Jaffa. Die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Volgens die tema van hierdie preek of studie is die vraag. Nou moet jy mooi luister, en jy moet maar 'n paar veiligheidsgordels saamgebring het, seatbelts. Want hier is in hierdie reeks, ek dink dit sal so 3 uitgawes wees, gaan jy goed hoor wat jy dalk nog nooit in die lewe gehoor het nie. Die vraag is, verskyn die bruid van Jaffashua, vir u wat nie weet nie, Jesus Christus, u wat dalk vir die eerste keer kyk, ek gebruik die Hebreëse name, en dan sit ek natuurlik die 1611 King James Bible, of andere die 33-53 Afrikaanse Bybel, dan soos Jesus Christus in hakkies, net om vir u te help. Nou die vraag is, verskyn die bruid van Jaffashua, nie die kerk nie, die bruid van Jaffashua, dis Jesus Christus, ook voor die regterstoel van Jaffa die Almagtige, dis natuurlik God, om eers veroordeel te word, luister mooi, om eers veroordeel te word, voordat ons op trone in die hemel gaan sit, volgens Openbaring 20 vers 4, maak die nota, Openbaring 20 vers 4, ek gaan weer die vraag net lees, luister wat ek vra. Volgens die tema van hierdie preek of studie is die vraag, verskyn die bruid van Jaffashua, dis Jesus Christus, ook voor die regterstoel van Jaffa Almagtig, dis God, voordat ons op trone in die hemel gaan sit, volgens Openbaring 20 vers 4. Hy sê in Openbaring 20 vers 4,
luister, hy sê, en ek, dis apostel Johannes, kyk maar na my vinger, ek las die stukkies vir u in om te help, en ek, apostel Johannes, het trone, nie een troon nie, meervoud trone gesien, en hulle, nie een nie, hulle, naamlik die bruid van Jafashua, dis Jesus Christus, wie by die wederkoms of die parousia van Jafashua vir sy bruid, aan die einde van Openbaring 3:22 verskyn het, het daarop gaan sit. En aan hulle, hierdie genoemde bruid van Jafashua, is die oordeel gegee. Wat ontvang ons? Ons ontvang die oordeel. Daar staan dit geskrywe. So sê vir my, as Jafashua, as ons sterf, as bruid, ons almal gaan paradys toe. Maar by die wederkoms van Jafashua, Jesus Christus, Hebreërs 15 vers 27 tot 58, dan word ons verander uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam om tegemoet. Dis by die wederkoms, of die Grieks is die parousia, aan die einde van Openbaring 3:22, wanneer ons in die hemel opgetrek word. Nou wil ek net vra, wanneer ons in die hemel opgetrek word, of ons sterf, of as ons as die bruid opgeruk word, gaan ons eers voor die regterstoel kniel, en dan sondebelydenis doen, en dan eers hoor of ons waardig is om op die troon te gaan sit. Of maak die feit dat ons, wie in Jafashua sterwe, dis Jesus Christus, wie bruid is, hoekom? Omdat ons tot bekering gekom het, wedergebore is, in die naam van Jafashua tot vergifnis van ons sonde, en in heiligmaking geleef het. Die feit dat ons in die paradys ingaan, sê dat ons is heilig genoeg om in die hemel te wees. Wanneer ek verander word, of u verander word, ons word in die hemel opgeruk, dan sê ek, ons is goed genoeg, heilig genoeg, om in die hemel geruk te word. Want die Bybel sê, daar gaan geen sonde in nie. So, op daai oomblik, gaan ons voor die regterstoel van Jaffa eers verskyn. Ja, sê baie kerke, protestante en charismatiese kerke. Ja, sê baie godsdienstige mense. Een van die pastore wat dit die hardste benadruk is pastoor John Hagee van Amerika, en dan natuurlik meeste van ons Suid-Afrikaanse protestante en charismatiese kerke. So, wat sê u? Gaan ons voor die regterstoel eers verskyn, om eers ons oordeel te ontvang, voordat ons op die trone gaan sit? Of, vra ek nou die vraag, die teenoorgestelde, is ons rein genoeg, as ons opgerig word uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam, Jafashua tegemoet in die lig, dat ons outomaties op die trone gaan sit, sonder om voor die regterstoel te verskyn? Wat sê u? Jy sien, ons versigtig wees vir kerkdogma en leringe wat vir baie jare deur die Katolieke ingevoer was, wat die protestantisme en natuurlik charismate totaal en als oorheers het. Daar is in die Bybel, ek wil jy nou mooi luister, daar is in die Bybel wel geskrifte wat dit laat blyk dat ons, wie deel van die bruid van Jafashua, dis Jesus Christus is, ook eers voor die regterstoel van Jaffa die Almagtige, dis God, moet verskyn. En dit is hierdie soort geskrifte wat vir meer as 600 jaar verkeerdelik deur die protestante en charismatiese godsdienstiges geïnterpreteer was, wat groot geestelike verwarring in die godsdienstige mense se lewens veroorsaak het. Daar is soveel mense wat vandag verward is, omdat hulle dink ons moet eers voor die regterstoel verskyn, om sondebelydenis vir ons eie sondes te doen, en rekenskap aan Jaffa te gee. So ek wil net iets vra, dink jy dat Jaffa weet nie wat ons gedoen het nie, laat ons moet eers gaan rekenskap gee? Jy weet, onmiddellik is die vraag, die bloed van Jafashua, Jesus Christus, reinig dit ons volkome, wanneer ons kom en ons sondes bely, en ons die ou mens begrawe, Romeine 6 vers 1 tot 12, in die bad van wedergeboorte, en ek opstaan en in heiligmaking lewe.
vrywaar dit my nie daarvan om nie eers voor die regterstoel te verskyn nie. Maar nou is daar een of twee geskrifte wat sê, en almal sal voor die regterstoel verskyn. Nou daai almal word so uitgedruk en of opgedruk. En ons moet kyk, wat beteken dit werklik? Hierdie gaan 'n baie interessante studie word. Die belangrikheid van die waarheid in die tyd 2025 waarin ons tans leef. Die rede dat ek met u hierdie onderwerp wil bespreek, is omdat ons nou in 2025 in die tyd van die groot leuen lewe. Dis een groot gelieg. Reeds vir meer as 600 jaar en selfs vandag in 2025 verkondig meeste Rooms-Katolieke, Charismate en Protestante kerke dat elke mens wanneer hulle sterf, gered of ongered, eers voor die regterstoel van God of Jahwe Almagtig verskyn om uit te vind of hulle gaan nou uitvind of hulle in die hemel gaan bly en of ons siele eers in die doodryk gaan wag vir die wit troon oordeel by Openbaring 20 vers 11. Hierdie is inligting wat in meeste protestante en Pinksterkerke en die Drie Susters kerke, Methodiste, Baptiste, jy noem hulle wat dit is, hulle glo almal hierdie skrifte. Ons verskyn eers voor die regterstoel van God, so noem hulle dit. Nou gaan ons, ek vra, as ek sê ons, verwys ek na myself en ander as Jahwiste en die bruid van Jahwe, verskyn ons almal voor die regterstoel? Of is die bruid heilig genoeg, rein genoeg, dat as ons weggeruk word, dis die parousia, aan die einde van Openbaring 3 vers 22, aan die einde van die genade tydperk, die hemel in, gee dit ons dan nie 'n vrypas om die wit troon oordeel te mis nie? Ek sou sekerlik so sê. Meer as ek rein genoeg is en u is rein genoeg om ingeruk te word in die hemel in, weggetrek te word, dan is daar sekerlik niks wat ons terughou nie, want die Bybel sê daar kan nie sonde ingaan nie. Verstaan ek dit? En as ons dan rein genoeg is om verander te word, wat gaan ons voor die regterstoel van Jahwe maak? Omdat ons met Bybelstudie besig is dit noodsaaklik om van tyd tot tyd u te toets, en dan moet u die vraag beantwoord, soos wat ek dit persoonlik aan u vra. Ek vra van tyd tot tyd 'n vraag. Weet jy hoekom? Ek wil hê u moet self dink. Wat sou u daarvan gesê het? Waarom? Dit is om uit te vind wat meeste van die kerke en godsdienstige instansies vir ons as godsdienstige mense deur middel van die Bybel geleer het, en of dit werklik Bybels was, luister wat ek sê, en of dit regtig Bybels was, en of dit werklik ook maar net 'n klomp kerklike teologie en dogma was. Daar's baie in die tyd van die 1611 King James Bybel. Kom ek praat van 1522, dis Redes Erasmus met die Textus Receptus teks. Van daar af en die skep van die eerste Bybel, die William Tyndale Bybel en dan die 1611 King James Bybel en dan die Nederlandse State Bybel, Duitse Lutherse Bybel. En dan kom ons so af tot by die 53 Afrikaanse Bybel. Die Bybels is gehersien. En dis waar die gevaar lê. Dis in daai periode van hersiening van die Bybels, wat daai komitee wat dan sit, die goed invertaal en die Bybels in wat hulle wil invertaal hê. Dis nie die goed wat oorspronklik daar was nie. Dis hoekom tussen die 83 Afrikaanse Bybel en die 33 Afrikaanse Bybel is daar 9000 skriftuurlike veranderings. Daar's 18 totale versweglatings. En so gebeur dit ook tussen die New King James en die King James, 1611 King James Bybel. Hoekom? Want die New King James kom uit die Westcott teks, naamlik die Nestle-Aland teks, wat die korrupte codex is, Codex Sinaiticus, Codex Turcardus, Codex Alexandrinus, Codex Sinaiticus, Codex Leningradus, dis die 5 tekste, wat korrup gemaak is, dat die katholieke dit nie eens wou gebruik nie. En dan kom die Westcott en hulle gebruik dit as die New Greek New Testament. Ek dink nou net, ek dink is nie op my notas nie. New Greek New Testament. Dis die korrupte Griekse teks.
En dis die Bybel dis die teks wat gebruik word vandag vir alle Bybelvertalings. Want dis hoekom die 83 Bybel 9000 skriftuurlike veranderings het en 18 totale versweglatings. Hy sê, ek vra die vraag hierso, waarom om uit te vind wat meeste van die kerke en godsdienstige instansies vir ons wat godsdienstige mense is, deur middel van die Bybel geleer het, ons het niks anders as die Bybel gehad nie. En of dit werklik Bybels was en of dit maar net nog 'n klomp kerklike teologie en dogma is. Hiervolgens sal ons dan kan bepaal wie het weer vir wie gelieg. Iemand lieg vir iemand. Ons gaan eers die skrifgedeeltes bestudeer wat in die algemeen deur predikers gebruik word om te bewys dat elke gelowige mens, wanneer hy of sy sterf, eers voor God of Jahwe Almagtig sy regterstoel moet verskyn om te bepaal of u siel in die paradys in die derde hemel sal wag en of u siel saam met die onbekeerde ongoddelike mense se siele in die doodryk in die kors van die aarde gaan wag vir die finale wittroonoordeel volgens Openbaring 20 vers 11. Ek wil hierdie paragraafie wil ek net weer lees. Luister mooi, dit is soveel inligting net in hierdie een stukkie. Ons gaan eers die skrifgedeeltes moet bestudeer. Ek gaan 'n heel wat skrifgedeeltes bestudeer wat die volgende gaan bewys. Wat in die algemeen deur die predikers gebruik word dis in 2025 om te bewys dat hulle sê elke gelowige wanneer hy of sy sterf eers voor God of Jahwe Almagtig, hulle ken nie vir Jahwe nie, hulle praat van God, sy regterstoel moet verskyn om te bepaal of u siel in die paradys in die derde hemel sal wag en of u siel saam met die onbekeerde ongoddelike mense se siele in die doodryk in die kors van die aarde gaan wag. Die doodryk is in die kors van die aarde in die Bybel vir die finale wittroonoordeel volgens Openbaring 20 vers 11. Wat sê u? Hier is die eerste keer wat u gaan antwoord. Wat sê u? Praat gou so 'n bietjie met mekaar. Wat sê u? Hoe was in u kerk geleer? Hoe was u in u kerk geleer? Wat sê u? Om werklik te verstaan wat die bonatuurlike geopenbaarde woord van Yahshua, dis Jesus Christus, vir ons leer en wat meeste van die tyd op internet verkondig word, verskil geheel en al van mekaar. En dit is hierdie internetleuns wat veroorsaak dat goeie, onskuldige, oningeligte mense eendag die ewigheid gaan misloop. Omdat hulle in mensgemaakte leuns geleef het. Hulle het gedink hulle lewens volgens die Bybels. Mensgemaakte leuns. Die woord bevestig. Te vergees vereer julle my deur leerringe te leer wat gebooie van mense is. Verniet probeer julle my dien deur godsdienstige en kerklike wette aan te hang. Ek quoteer weer. Te vergees vereer julle my deur leerringe van mensgemaakte wette te leer. Vir elke prediker vandag in 2025, interessant, né? Wie uit onkunde hierdie bonatuurlike waarheid verkeerdelik gepreek en geleer het, wil ek, dis Prof. Hannes, net sê, wanneer ek sê ek, verwys ek na myself, daar is nou tyd om hierdie bonatuurlike waarheid reg te preek en te verkondig, voordat die finale vredesverbond gesluit word. Ons lewe tans in 2025, steeds in die tyd van genade, halleluja, gebruik dit nou. U wie 'n pastoor is en 'n predikant wat na hierdie reeks luister, daar's tyd dat jy dit kan regstel. Jy het nie nodig om soos 'n blinde mol agter jou kerk se teologie aan te stap nie, maar weet jy wat, vir baie ouens is dit so 'n massiewe probleem, want preek hy die waarheid, dan het hy nie môre Sondag 'n jobbie waar hy kan preek, en dat hy die einde van die maand 'n salaris kan ontvang nie. Met al hierdie gegewe bonatuurlike geopenbaarde waarheid. Nou hoekom sê ek bonatuurlike geopenbaarde waarheid? Ek sê vir u wat die woord sê, wat bonatuurlike geopenbaarde waarheid is, en as ek verkeerd is, bly dit u reg om my te skakel, om my te sê, prof, jy praat, 'n klomp snert of bolly, of jy iets anders te wil noem, kan jy dit vir my ook sê. Maar gee my die regte skrifte.
En daarom vind jy in al my lesings, vandat ek van jare terug af, toe ek nog 'n pastoor was, maar vandat ek op internet begin preek het, so die laaste 10 jaar terug, 8 jaar terug, gee ek vir die altyd wat sê die linkerkant van die saak en wat sê die regterkant. Wat sê die regte verwysings en wat sê die korrupte verwysings. En dan besluit u wie lieg vir wie. So wanneer u my wil aanhaal om my te korrigeer, het ek 99% van die tyd vir u reeds die negatiewe gegee. Ek gee u die positiewe en die negatiewe en u besluit. Dis die wonderlikheid van Bybelstudie. En omdat ek vir 27 jaar nie aan 'n kerk of denominasie of kerk of organisasie behoort nie, het ek niemand se dogma en teologie nodig om te verdedig nie. Ek sê vir jou wat in die 33 Afrikaanse Bybel staan en wat in die Restoration of the Original Sacred Name Bybel staan. Dis hoekom daai Bybel so uiters belangrik is. En die 1611 King James Bybel. Met al hierdie gegewe bonatuurlike geopenbaarde waarheid is ons nou gereed om die eerste skrifverwysing te bestudeer. En as jy 'n seatbelt of 2 saam het, sit nou maar een aan. Waarom? Want ons gaan vind dat sekere goed wat ons as die waarheid geleer was in die kerke, nooit die waarheid was nie. Dit was godsdienstige geskepte teologie en dogma. Die wederkoms, parousia of wegraping, harpazo, luister wat ek sê. Die wederkoms, parousia is die Grieks, of die wegraping, die harpazo, die Grieks, van Yahshua, dis Jesus Christus. Ek vertrou dat u reeds vertroud is met die wederkoms, parousia van Yahshua, dis Jesus Christus. Ek het nou 'n hele lesing gedoen van 8 boodskappe met die ding met Dani Botha, en ek wil nie met hom eers praat nie, want ek wil hom geen eer gee nie, is 'n vals profeet. Of hy nou bely het of nie bely het nie, dit bly 'n vals profeet. Want hy het gesê, dat God het vir hom gesê, en God het nie vir hom gesê. Wel, is moontlik, ja, God is 'n Baal God, die Here. Hy sê die Here God. Prof, wat sê hy? Gaan lees Hosea 2 vers 15 en 16. Hy sê, sy moet nie langer noem my Here nie, als hoofletters, H-E-R-E nie, maar my man, my Baal. Vers 16 sê, dan verwyder ek die name van die Baals uit julle midde uit. So elke ou wat die woord Here aanbid, en dit sy God maak, aanbid 'n Baal. Dis wat die Bybel sê. Moenie vir my kwaad word nie. Vra eerder, gee my meer inligting. As jy regtig omgee of jy hemel toe sal gaan, ernstig is vir die tyd wat jy inlewe, bel my, dan gee ek vir jou die inligting, waar jy dit kan kry, meer inligting kry. Ek sê hierso, ek vertrou dat u reeds vertroud is met die wederkoms, is die parousia, nie die wegraping nie. Die wegraping het niks met ons te doen nie. Dit het met Israel te doen, 1/3 van Israel, Openbaring 19 vers 11 tot 21. Dan is die bruid al 7 jaar en 105 dae in die hemel. Jy kan gaan kyk na daai reeks oor Dani Botha se 23-24 wegraping leuns. Gaan luister na dit. Wat het ek daar gedoen? Die eerste uitgawe het ek Dani Botha aangevat, en toe het ek vir u as kykers geleer, deur die woord gevat, vir die volgende 6 gedeeltes, om u volgens die skrif te wys, hoekom kan die wegraping nie plaasvind nie? Want die tydlyn wat daar is volgens die Bybel, het Dani Botha en die ander ouens totaal verkeerd. Hulle gebruik nie die Bybel as riglyn nie. Hulle gebruik hulle eie NAR teologie en riglyne van die Katolieke Kerk. Alright. Vertrou dat u reeds vertroud is met die wederkoms of die parousia van Yahshua, dis Jesus Christus, aan die einde van Openbaring 23. Nou moet jy mooi luister, van die 7de gemeente. Ons is mos in die tyd van die 7de gemeente. Is 'n tyd van genade. Leef ons in die tyd van genade? Natuurlik, prof. Daar word siele gered. Ek sien hoe mense se oë oopgaan in hulle honderde. Die tyd van genade, wanneer die 7de gemeente se tyd van genade tot sy einde kom. Wanneer Yahshua in die wolke sal verskyn om sy wedergebore bruid te kom verander. Hy kom nie die kerk haal nie.
Ek wil terwille van die nuwe mense wat weer kyk, ek doen dit altyd. Hier's 500 mense, hierdie aand verstel voor 500 mense. Dis Sondagoggend 10:00 gebeur die wederkoms, nie die wegraping nie. Die koms of die wederkoms, Grieks die parousia. Gaan al 500 hierdie mense hemel toe net omdat hulle in die kerk sit? Nee, hulle is gelukkig as daar 10 is wat uitgaan hierso. Ek wil eerder sê 5, maar kom ons sê 10. Hulle is die bruid wat uit die kerk uitgehaal word. Die bruid gaan hemel toe. Openbaring, aan die einde van Openbaring 3:22, die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, word saam met die bruid weggetrek, dan gaan die deur van genade toemaak. Die kerk gaan deur die groot verdrukking. Hier's 'n paar van die ouens wat in die kerk sit, wat nou gaan wakker skrik, Openbaring 6 vers 9, maak die notas van die skrifte, Openbaring 6 vers 9, wat hulle koppe afgesny gaan kry, omdat hulle op grond van hulle eie getuienis en die Bybel, die woord van Jahwe, nie die merk op hulle regterhand en voorkop gaan neem, Openbaring 16 vers 18 tot 19, die mikroskyfie nie. En hulle gaan nie as bruid in die feesmaal in nie. Hulle siele gaan wag onder die altaar van Jahwe. En dan kan jy hierdie siele sien wat se koppe afgesny is, wat maar 'n paar is, in Openbaring 20 vers 4. Waar hulle in die hemel vir 1000 jaar sal met Jahwe sal regeer as konings. Nie konings nie, ons bruid is konings. Hulle gaan as of soos konings regeer. Gaan luister na daai gedeeltes van Dani Botha, wat ek vir die alles uiteengesit het, met grafieke. En as jy die grafieke wil hê wat ek daar gebruik het, dis op, ons het Jaonie en Rocco het vir ons baie mooi gedoen, ek kan dit vir jy stuur op jou selfoon, in kleur, so netjies. Nou sê ek sê nou net weer hierso, in die 7de gemeente is 'n tyd van genade, wanneer dit ons einde kom, wanneer Jahwe in die wolke sal verskyn, om sy wedergebore bruid te kom verander, uit 'n vleeslike liggaam in 'n verheerlikte liggaam. Ons gaan verander word, en dit is die belofte. Ja, ek weet daar's van die AGS kerk 'n gedeelte wat nie meer glo aan die wederkoms van Jahwe nie. Hulle noem dit Jesus Christus nie. Hoe weet ek dit? Wel, van hulle mense het my gebel, 'n klompie jare terug. Na ek dit gepreek het, toe het 'n broer het gebel uit Parow uit, ek sal nooit vergeet nie, Parow in die Kaap. Toe sê hulle pastoor was vir soveel jare daar in die AGS kerk en hy is te dood. En toe stuur hulle 'n jong pastoortjie soontoe en die heel eerste Sondag toe sê hy, in hierdie kerk praat ons nie oor die Satan nie, hier sal nie oor sonde gepraat word nie en ons glo nie verder aan die wederkoms van Jesus Christus nie. Een van professor Moller se studente, dis hulle wat glo dat die ancestor spirits is also part of the Holy Spirit. Dink ek sal oor die goed op die lig praat as dit soos nie. Ek challenge julle AGS ouens, as dit verkeerd is, bewys my verkeerd. Is jammerlik, maar ons lewe in die tyd van die leuen. Die mense verkies om in die leuen te glo en in 'n kerk te sit waar daar leuns gepreek word. En weet jy wat? Jy gaan dit nie maak nie. Iemand het een keer gesê, dit wat jy eet, is jy. Gaan kyk na party ouens wat so is. Ja, daar's ander wat siektes het. Ek dink nou spesifiek aan pastoor George Wilkin, my vriend. Hy is net so groot ou. Maar sy hartjie is net so. Hy is nie so omdat hy hom so geëet het nie. Hy was, toe hy jong was hy Eysterman kampioen in Suid-Afrika maar oor die jare, daai muscle het omgesit in vet en toe kry hy siektes wat hom so gemaak het. Maar daar's ander ouens wat so lyk omdat hulle so geëet het. En daar's 'n gesegde wat sê, jy is, wat jy eet. Jy gaan kyk na jouself in die spieël en kyk na jou geestelike toestand. Jy is, wat jy eet, geestelik. Alright, die verganklike en onverganklikheid. Hier kom ons nou by die pitkos. Die verganklikheid en die onverganklikheid. Nou, jy gaan maar saam met my moet stap. 1 Korinte 15 vers 50 tot 54, skryf. 1 Korinte 15 vers 50 tot 54. Vers 50 sê, maar dit verklaar ek, apostel Paulus. Ek gebruik my hande, laat u kan verstaan, want jong mense verstaan nie. Broeders. Hy sê, maar dit verklaar ek, apostel Paulus. Hy sê, broeders. Nou wie is die broeders? Dis naamlik die bruid van Jahwe, reeds 2000 jaar gelede. Het u geweet, dat die woord Christus het nie bestaan nie?
Want hy kon ook dan nie die woord Christen gebruik het nie. Want die woord Christen het nie bestaan nie. Die woord Christus en Christen is deur die Rooms-Katholieke paus, die eerste paus, Constantijn, ene Constantijn, geskep by die Council of Nicaea in 327, wel 325 tot 327, na Jafashua. Daar's die woord Christen geskep. Dit het nooit bestaan nie. Die volgers van Jafashua, die mense wat hom gevolg het, was Jafiste genoem. Dit moet u nuuskierig maak. Hierdie goed moet u regtig nuuskierig maak. Hy sê, maar dit verklaar ek apostel Paulus broeders, naamlik die bruid van Jafashua. Nou moet jy mooi luister wat hy sê, verskoon my, te lawe haartjie in my neus hierso. Dat vlees en bloed die koninkryk van Jaffa Almagtig, dis God, nie kan beerwe nie. So met ander woorde beteken, hierdie stuk styk, hier sit 100 kilogram ordentlike mansvleis, kan nie in die hemel in opgaan nie. Hierdie is vir die wurms om te eet. Sou ek nou sterf? Sou ek nou 'n hartaanval kry en sterf? Wat gaan gebeur? Die maggots gaan my opeet. My liggaam word nie verander onmiddellik nie. Nee, ek gaan graf toe. Die wurms gaan my eet. Nou Paulus sê hierso, maar dit verklaar ek apostel Paulus broeders, naamlik die bruid van Jafashua, dat vlees, hierdie vlees, jou vlees ook, en bloed, die koninkryk van Jaffa Almagtig, dit is God, dit is die Vader, nie kan beerwe nie. Hierdie vlees kan nie in die hemel ingaan nie. En ook beerwe die verganklikheid. Wat gebeur as ek jou sê, die wurms gaan dit eet, dit is verganklik. Hierdie vlees van my, nie die onverganklikheid of die ewige lewe nie. Die verborgenheid. 1 Korinte 15:51. Hierdie is pitkos. Hierdie is pitkos. Kyk, ek apostel Paulus deel julle wie die bruid van Jafashua is, 'n verborgenheid mee. Nou, verborgenheid is wat? Is iets wat jy nie weet nie. Ons, naamlik die bruid van Jafashua, sal wel nie almal ontslaap nie. Wat? Ja, julle, party van julle AGS ouens glo dit nie. En so ander protestante en charismatiese ouens ook nie. Hulle sê dit vat te lank. Jesus moes lank al gekom het. En nou betwyfel hulle die wederkoms. Dit sê daar waar julle gaan surprise, né? En dan leer hulle van ander mense wat minder weet as hulle. Vers 51, kyk ek apostel Paulus deel julle wie die bruid is, 'n verborgenheid mee. So 'n verborgenheid is iets wat ewigheidswaarde het. Ons, naamlik die bruid van Jafashua, sal wel nie almal ontslaap nie. Ons gaan nie almal doodgaan nie, maar ons sal almal verander word. Dis sekerlik heel duidelik. Vers 52, in 'n oomblik, in 'n oogwink, so vinnig as wat jy oog kan klap, kan oop en toe maak. By die laaste bassein, luister wat hy sê nie by die laaste 7 basseine nie. By die laaste bassein, wat het daar in die boot gesê, hy het 7 basseine gehoor. 7 basseine. Ja, daar loop seker 'n trein daar rond, naby wat die hoeters blaas. Laaste bassein, 'n bassein is 'n enkel, daar gaan geen bassein blaas nie. Het jy dit geweet? Jy sien, die ouens lees die Bybel, en hulle verstaan nie die beeldspraak nie. Want die beeldspraak is nie 'n rams, want die bassein is nie 'n ramshoring nie, 'n ramshoring is nie 'n bassein nie. Dis wanneer Jafashua sy bruid kom roep, wanneer hy kom aan die einde van Openbaring 3 vers 22, hier sit die 500 ouens in die kerk, sal sy stem soos 'n bassein klink, wat net die bruid gaan dit herken. Nie die hele kerk nie. Die res van die kerk hoor dit nie. Dis nie basseine nie, dis nie 7 basseine nie. Een bassein, dis nie 'n bassein nie, dis sy stem, wanneer hy sê kom, dan gaan die bruid. Haar word uit die kerk uit weggehaal, word verander in 'n oomblik uit 'n vleeslike, uit 'n godsdienstige kerk, soet waarin ek daar sit, en weg is ons. Verstaan jy wat ek van praat? Hy sê, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein. Nou gaan jy sien dat hier's 'n bassein, 'n enkelvoud bassein, dis nie 7 basseine nie, en in Openbaring 19 vers 11 tot 21, is daar 'n groot bassein wat geblaas word. Hoekom? Dis waar die 1/3 van Israel gered gaan word.
Die Engelse Bybel sê the Remnant of Israel. Dit was my doktorale verhandeling vir my doktorale graad klompie jare gelede. Hy sê, ek wil net weer lees, en kyk, ek apostel Paulus deel julle, naamlik die bruid, wie bruid is 'n verborgenheid mee. Ons, naamlik die bruid van Jahshua, sal wel nie almal ontslaap nie, ons sal nie sterf nie, maar ons sal wel almal verander word. Dis sekerlik duidelik. Wat sê hy? Vers 52. In 'n oogwink, in 'n oomblik, by die laaste bassein, enkelvoud vir die bruid. Hy roep hulle. Nie 7 basseine nie. Want die bassein enkelvoud sal weer klink, luister mooi, net vir die bruid van Jahshua, of vir die ouers wat glo Jesus Christus, tydens sy wederkoms of parousia vir sy bruid, aan die einde van Openbaring 3:22. Nou weer 'n keer, hoekom Openbaring 3:22? Dis die einde van die genade tydperk. Ek vra vir pastore en predikante en dokters en professors, Efesa, Smyrna, Pergamus, Sardis, Philadelphia, Sardis, Philadelphia, ons kom by Laodicense. Elke kerk word vervang met 'n volgende kerk. Efesa met Smyrna, Smyrna met Pergamus. En die 7de gemeente van Laodicense, wat vervang hom? Wat vervang die 7de gemeente van Laodicense? Maklik, die groot verdrukking. Nadat die genade tydperk tot sy einde gekom het, gaan die groot verdrukking aanbreek. Hoekom? Want die bruid is in die hemel in. Dis nie wegraping nie, wederkoms parousia. So wat gebeur? 'n Bassein, wat net vir die bruid van Jahshua, tydens sy wederkoms of parousia vir sy bruid, aan die einde van Openbaring 23, en die geredde Jode sal onverganklik, as daar van die geredde Jode is wat bruid is, sal onverganklik opgewerk word. Dit verwys na 'n geestelike, verheerlikte liggaam, wat opgewek sal word. Wat word opgewek? Nie my vlees nie, my gees. Daar moet 'n verheerlikte liggaam wees. Want 'n siel en 'n gees kan nie funksioneer sonder 'n verheerlikte liggaam nie. Het jy geweet dat die sondaars, wat in die doodryk vasgehou word, op daai tydperk, vir nog 7 jaar en 105 dae, hulle gaan ook verheerlikte liggame kry? Natuurlik. By Openbaring 20 vers 11, by die wit troon oordeel. Want daai siel en gees wat in die doodryk is, hy moet natuurlik nou in 'n liggaam kom, waar hy pyn kan voel. Verstaan ons dit? So, wat gaan gebeur? Hulle gaan ook verheerlikte liggame kry. Maar nie op dieselfde tyd as die bruid nie. Nie as dieselfde tyd as die bruid nie. Kry my boek, die 2 sleutels tot die boek van Openbaring. Dis 'n boek wat ek jare terug geskryf het. Ek het 25 jaar navorsing gedoen, net aan die boek Openbaring, voor ek hom geskryf het. Die vleeslike en geestelike liggaam. 2 liggame. 1 Korinte 15:53, want hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklikheid bekleed word. Met ander woorde, hierdie vleis wat gaan die wurms eet, moet met onverganklikheid, iets wat die wurms nie gaan eet nie. En hierdie sterflike liggaam moet met onsterflikheid of bonatuurlikheid, iets wat onsterflikheid het is bonatuurlik, moet met die onsterflikheid of bonatuurlikheid bekleed word. So jy kan nie met jou vleeslike liggaam in die hemel ingaan nie. Die dood is verslind in die oorwinning. Luister hierna, Openbaring 1 Korinte 15:54. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike liggaam bekleed is, hy is verander. En hierdie sterflike, menslike, vleeslike liggaam, is nakies, met die onsterflike liggaam bekleed is, verander is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is. Die dood is verslind in die oorwinning. Hy sê, het jy mooi geluister? Wat geskryf is, die dood is verslind in die oorwinning. Sê vir my, as die wederkoms plaasvind, ons is weg. Vir die volgende 7 jaar en 105 dae, gaan mense nog sterf? Natuurlik. Die Bybel leer my dat
met die steralsem wat in die water gaan val en die chemiese reaksies, gaan 1/3 van die mense op die aarde sterf en die vars water gaan bloed word en 1/3 van die mense gaan sterf en hongersnood wees en 1/3 van die mense. So die dood is nie oorwin nie. Die dood bly funksioneer. Het jy dit geweet? Tot en met na die slag van Armageddon. Daarna as die slag van Armageddon, Openbaring 20 vers 11, kom die wit troon oordeel. En dan word die dood en die doodryk eers in die poel van vuur gewerp. Maar die mense het hierdie goed uitmekaar uitgetrek. En dus ek moet met jou die goed hanteer, om te kan sien of ons almal voor die regterstoel gaan verskyn. Hy sê so, my vraag is steeds, luister wat ek probeer die skrif hier net lees, vers 54, en wanneer die verganklike, die menslike liggaam, met onverganklike liggaam beklee is, en hierdie sterflike of menslike vleeslike liggaam, met die onsterflike, dis 'n geestelike, beklee is, dan sal vervul word die woord, wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. My vraag is, as die dood in die oorwinning verslind is, waarom sterf mense nog daagliks? Toe Yahweh uit die doodryk het teruggekeer het, 2000 jaar gelede, sê die woord, hy het die sleutels van die dood in die doodryk gehad. Is ek reg? Hier is die sleutels. Hy wys hulle by die Satan. Hier is die sleutels. Dood in die doodryk. Van 2000 jaar terug gelede af, het mense opgehou om te sterf, na Yahweh uit die doodryk het teruggekom het? Nee. Gaan kyk in die begraafplase vandag. As Yahweh die sleutels van die dood in die doodryk gehad het, dan sou my pa nie gesterf het nie. Dan sou van ons ander geliefdes nie gesterf het nie. So, Yahweh het die sleutels van die dood en die doderyk. Die dood naamlik die geestelike dood. Want Jaffa het vir Adam gesê, as julle daar is die boom van kennis van goed en kwaad, die boom van die ewige lewe. As julle van daai boom van kennis van goed en kwaad eet, sal julle sekerlik sterf. Dit het 'n tweevoudige betekenis gehad. Die eerste was, julle sou julle bonatuurlike status as superwesens, dis wat hulle was in die tuin van Eden, Adam en Eva. Hulle kon vir miljoene jare daar gebly, want daar was 'n paar goed nie, daar was nie ouderdom nie, daar was nie siekte nie, daar was nie plooie nie, daar was nie dood nie, daar was nie krankheid nie. Hoekom? Want hulle was soos gode gewees vir daai tyd. Hulle kon nie sterf nie. Maar as julle van daai boom eet, sal julle sterf. Twee maniere. Jy gaan eers geestelik sterf. Jy verloor jou bonatuurlikheid wat jy besit het. En tweedens, sal jy doodgaan. Die eerste een is 'n geestelike sterf. Jy verloor jou bonatuurlikheid. En die tweede een is, jy sal doodgaan. Verstaan ons dit? Wanneer Yahweh uit die doodryk terugkeer, het hy die sleutels van die dood en die doodryk. Hy gee aan ons terug die ewige lewe. Hy herstel deur sy eie bloed, sy sterwe en sy opstanding uit die dode, herstel hy ons die ewige lewe wat Adam en Eva verloor het, die geestelikheid daarvan. So as ek nou 'n hartaanval kry en ek sterf in Yahweh, dis Jesus Christus, ek lewe in heiligmaking my lewe, dan gaan ek deel van die bruid wees, ek gaan reguit paradys toe. Daai ou wat aan die kruis gehang het, 2 sondaars hang weeskante van Yahweh. Die een sê in die 33 vertaling, as jy God is, haal ons al 3 af. Die ander een sê vir Yahweh, dink aan my. Yahweh sweer, vir waar ek sê vir jou, heden, vandag sal jy saam met my waar wees? In die paradys. Wat gee hy vir die ou aan die kruis? Wat gee hy vir hom? Hy gee hom die ewige lewe, terwyl Yahweh nog nie is in die doodryk ingegaan het nie, om die sleutels van die dood te gaan haal nie. Hy gee hom 'n belofte, en Titus in Hebreërs sê dat Jaffa en Yahweh is nie mense dat hulle kan of sou lieg nie. Halleluja. So wat ontvang die ou aan die kruis? Die ewige lewe. So wat gebeur? Yahweh kom terug
en hy gee aan ons die sleutels van die ewige lewe terug, wat Adam en Eva verloor het. Maar die sleutel van die dood en die doderyk bestaan vandag nog steeds. Hoe so, prof? Baie maklik, gaan kyk na die begrafplaas. Daar's grafies van pasgebore babietjies tot 120, 125 jaar oud mense wat gesterf het. Gaan kyk hoeveel grafte word gegrou in 'n week. Hulle kry 'n TLB en hulle grou sommer 30, 40 grafte so af. Want hulle weet die ouens gaan sterf, daar moet gate wees vir die mense om begrawe te word. Nou as Jafashua die sleutels het van die dood en die doodryk, dan sal ons nie grafte gegrou word nie. Dink net 'n bietjie. Sien, die kerk het ons nie goed geleer nie. Dit, my vriend, is bo-natuurlike geopenbaarde woord. So wat het ons? Ons het die sleutels van die ewige lewe. In terme van, as ons sterwe, sal ons lewe tot in ewigheid. En dis wat hy hierso sê. Hy sê dit hierso. My vraag is steeds, as die dood in die oorwinning verslind is, waarom sterf mense daagliks? Wat sê u? Want ek nou vir eintlik die antwoord gegee. Ek vertrou dat jy ook reeds weet dat die wegraping, die harpazo, nie die wederkomsparousie nie, dit wat by Openbaring 19 vers 11 gaan gebeur, wanneer Jafashua vir die 1/3, hy sê, of ek net anders, ja, vir die 1/3 naamlik Israel kom, gaan dit in die 3de keer wees wat hy gaan verskyn. Het jy dit geweet? Jafashua moet 3 keer verskyn. Nou hier is interessante goed wat jy weet, jou pastoor het nog nooit oor die goed gepreek nie. Hy sê, wanneer Jafashua vir die 3de keer volgens die Nuwe Testament gaan verskyn, sal dit wees om 1/3 van die volk Israel, ook genoem die oorblyfs van Israel, net voor die slag van Armageddon te kom haal, wanneer hy dus Jafashua sy bruid op die wit perd gaan verskyn, tydens die wegraping, die harpazo, vir 1/3 van Israel, en nie die protestante kerk weer agtergebly het nie. Daniël Botha het ons gesê, ja, die ouens wat dit nie gemaak het met die wegraping, 23, 24 September nie, julle kan maar aangaan, julle gaan dit daar voor by Openbaring 19 vers 11, dan kom Jesus terug, en dan gaan julle dit maak. Snaaks, die woord sê vir my dat saam met Jafashua kom 'n ontelbare skare op wit perde. Hulle is die bruid, Openbaring 19 vers 11 en verder aan. Dis die bruid, want hulle het fyn rein wit klere aan. Hulle kom nie om oorlog te maak nie. Hulle kom kyk hoe Jafashua sy voet op die olyfberg gaan sit. En die olyfberg in 2 gaan skeer in die dal van Armageddon. Die Armageddon dal sal oopmaak waar die oorlog, die finale oorlog tussen Israel en Islam gaan plaasvind. Kry my boek, die 2 stelsels tot die boek van Openbaring. Of as die Engels is The 2 Keys to the Book of Revelation. Nou ek wil hierdie gedeelte net weer sê, laat ons dit net reg verstaan. Ek vertrou dat jy ook reeds weet dat die wegraping, die harpazo, dis wat by Openbaring 19 vers 11 gaan gebeur, wanneer Jafashua vir die 3de keer volgens die Nuwe Testament gaan verskyn. Sal wees om die 1/3 van die volk Israel genoem, die oorblyfsel van Israel, net voor die slag van Armageddon sal kom haal, wanneer hy dus Jafashua sy bruid op wit perde gaan verskyn, tydens die wegraping en harpazo vir Israel, en nie die protestante kerke wie agtergebly het, tydens die wederkoms, die parousia, einde van Openbaring 3:22 van Jafashua nie. Nou wil ek net die 3 keer gou vir u noem, dis nie op my notas, ek gaan dit net noem. Ek het nou gesê, hy kom 3 keer, Jafashua. Die eerste keer was toe Jafashua, ek mag dit dalk later weer hanteer, maar ek noem dit hierso in die gees van dit wat ons mee besig is. Jafashua was as 'n baba gebore toe hy die eerste keer gekom het aarde toe. Het hy aarde toe gekom om die boodskap van verlossing aan Israel te bring. Bybel sê hy het na sy eie volk gekom en hulle het hom nie aangeneem nie.
Sy aardse bediening was 3 jaar na Johannes die onderdompelaar hom onderdompel of gedoop het, en dan 2 jaar van sy bediening preek hy net vir die volk Israel. Hy sê vir hulle, moenie julle kos vir die honde gee nie. Die honde was die heidene, net vir Israel. Dan verseël Vader Jahwe Israel se oë en sy ore om te sien en nie te sien nie, en te hoor om nie te hoor nie, sodat die woord van verlossing na die heidene toe kon gaan. Van daai einde van die 2de jaar van sy verlossingstydperk af, waar hy dan ophou om vir Israel te preek, dan vat hy die boodskap na die heidene toe. En van daardie dag af tot vandag, wel van daar waar hy by die put, by die Samaritaanse vrou gekom het, vir haar water gevra het. Sy was 'n heidense vrou. Tot vandag word die evangelie aan die heidene, hoofsaaklik aan die heidene verkondig. Hier en daar kry jy 'n regte joetjie wat sy oë oop gaan, maar dit is baie selde. Dis mos hulle wat geskree het toe Pontius Pilatus sê, hier's Barabbas die moordenaar, hier's Jahwe, wie moet ek loslaat? Toe sê hulle, laat Barabbas gaan. Toe was Pontius Pilatus sy hande in water, hy sê, was my hande in onskuld, hierdie Jahwe het geen skuld nie. Toe roep hy klomp Jode uit, laat sy bloed op ons en ons kinders en ons nageslagte wees. En dis hoekom Israel deur die groot verdrukking gaan. Maar die goeie boodskap is, in die groot verdrukking, van 7 jaar en 105 dae, so hoor ek sê nie net 7 jaar nie, 7 jaar en 105 dae, kry daai tydlyn, dis gratis, stuur my WhatsApp, dan stuur ek dit vir u, dis gratis, dis al skrif, dis nie Hannes Redinghuis se teologie nie, dis Bybelse woord, geopenbaarde woord. Nou in daai tydperk, dan sê die woord vir my, gaan 1/3 van Israel gered word in die groot verdrukking. Nou, die eerste keer kom Jahwe wanneer die evangelie kom verkondig. Dan sterf hy met die belofte, hy gaan in die hemel in, die huis van my Vader se baie wonings, nie so was ek vir julle gesê het, maar as ek klaar is, kom ek terug dat julle kan wees waar ek is. Hy beloof 'n wederkoms, die parousia, Grieks. Nou kom hy openbaar aan die einde van Openbaring 3:22, aan die einde van die genade tydperk, om die bruid weg te trek. Nie die kerk nie, die kerk gaan deur die groot verdrukking, die bruid word uitgehaal. Nou breek die groot verdrukking aan, vir 7 jaar en 105 dae. Wel, dit is baie maklik. Gaan tel net Daniël 9:27, 1290 dae, en Daniël 12 vers 12, die volgende versie, 1335 dae, 2625 dae, 7 jaar en 105 dae. So maklik soos dit. Dit is jou groot verdrukkingstydperk. Daar's nie en nog, tel ons by nie, en nog. Dit is jou groot verdrukkingstydperk. Van waar Jahwe kom vir sy bruid. 1290 dae, Daniël 12 vers 11 plus 1235 dae, Daniël 12 vers 12, hele periode 2625 dae, vat dit maar net sommer so, want dit is in my DNA, en dit is die groot verdrukkingstydperk. 7 jaar, 105 dae. Nou kom ek net terug. Nou, wat gebeur nou? Is dat die 3de keer, wanneer die eerste keer het Jahwe gekom as 'n baba, tweede keer het hy gekom met die parousia, die wederkoms, einde van Openbaring 3:22, en dan die 3de keer wanneer hy kom, Openbaring 19 vers 11, so wanneer hy afkom, met sy voet op die Olyfberg te kom, nou so, daar in die boortaal het 'n song geskryf, oh, he's riding on a white horse, and he's coming to make war with the sword. Nee, die sword is in sy mond. Toe hy aan die kruis gesterf het, Jahwe, het hy elke oorlog gewen. Hy het elke stryd gewen. Hy het alles geoorwin wat daar oorwin was. Hy het die Satan uitgeklaar dat hy naak met sonder 'n broek gestaan het. Dis 'n slegte toestand. Hy het hom in die publiek tentoongestel, naak, sê die woord. Kyk na die beeldspraak daar. Naak beteken sonder 'n broek. Daar staan die ou. Jy kan sy naaktheid sien. Wat 'n sieklike toestand om te verkeer. Hy is ontbloot van alle waarheid. En wat sê die woord van ons? Nou verskyn hy op die wit perd, Openbaring 19 vers 11, die 3de keer tot 21. Om wat te doen? Om 1/3 van Israel te kom wegraap. Nie die kerk wat deur die groot verdrukking gegaan het nie. Ek wil die Engelse terme gebruik. Hoe survive hierdie kerk vir 7 jaar en 105 dae deur die groot verdrukking sonder om die merk op hulle regterhand en voorkop te geneem het? Hoe koop en verkoop hulle? Hoe lewe hulle? Alles sal mikroskyfie geprogrammeer wees. 'n kontantlose steen, Openbaring 13 vers 16 tot 18. Bitcoin geld, daar gaan nie note in goed wees nie.
als gaan internet geld wees, als gaan internet werk. Internet surveillance, facial recognition, handpalm recognition, duime en goed, selfs die manier wat jy loop, alles jy word gemonitor dag en nag. Hoe gaan die kerk deur die groot verdrukking? Siek man. Fairy tales, dis wat hulle wil verduidelik aan die mense verduidelik. Jy sien hulle wil die godsdienst so maklik maak. In die tussentyd vat hulle jou met jou oë oop reguit hel toe. En as hier Jafashua kom, dan gaan jy nie verstaan hoekom het dit nie gemaak nie. Die Bybel sê as jy gerings my kinders laat struikel het, wees daarom vir jou meelsteen om jou nek vas te maak en in die see te spring. Ek het lank al jare terug al gesê, daar's baie van hierdie ouens gaan moet leer swem, want hulle gaan swem. So op die einde van die dag, wat gebeur hierso? Hy kom die 3de keer by die wit troon oordeel, die swaard is in sy mond om oordeele uit te spreek oor die antichristiese mense en die 2/3 van Israel wie hom nie wou aanvaar nie. Net 1/3 van Israel word aangeneem. Gaan kyk daar na die 144.000. Hy sê 12.000 uit elke stam van Jakob. Niks met die kerk te doen nie. Dit is vir Israel. Onthou hulle oë is verseël. Hulle kan nie sien nie, hulle ore is toe. Hulle kan nie hoor nie. In die groot verdrukking stuur Jaffa 144.000 mans. Wat hulle nie met vrouens besoedel het nie. Nou sê die arme Jehovah Witnesses, ons is daar 144.000. Shame. Nou wat staan die vrouens op die hoeke van die straat en verkoop boekies voor? Die Bybel sê dis net mans. Dis net mans. Wat hulle nie met vrouens besoedel het nie. Is mans wat nie gemeenskap met vrouens gehad het nie. As ek dit dan direk letterlik vertaal. Nee. Godsdiens is 'n vrou. Die Babyloniese hoermoeder, Openbaring 17 vers 1 tot 6, is die Babyloniese vrou, die hoermoeder wat op die water sit, die Rooms-Katolieke kerk. So die vrou is waters, die waters is 'n vrou. Die waters, Openbaring 17 vers 15, hy sê die waters wat jy gesien het, volkere, mense, nasies en tale. So wat gebeur? Wanneer hy sê hulle is 144.000, 12.000 elke stam van Jakob. Hulle gaan vir Israel preek, hulle is evangeliste. 12.000 vir elke stam. Hoekom so baie? Want die antichrist gaan van hulle doodmaak. Maar hulle gaan die evangelie bedien aan Israel, sodat 1/3 Jafashua, as hulle Messias, hulle verlosser, hulle redder en saligmaker, gaan sien en aanvaar. Hulle in Engels praat hy van the remnant of Israel. My doktorale graad het oor dit gegaan. Ek het 'n boek, Israel's Rapture. Seker een van die beste boeke wat ek ooit geskryf het. Kry vir die een daarvan. En ek bemark nie my boeke nie. Al wat ek doen is, ek sê vir jy, dis daar. Dit is 58 jaar se studies en navorsing in die eskatologie. Die inligting is daar. So maak van dit gebruik. Ek verloor niks as jy dit nie kry nie, maar dit is daar vir u in die nageslagte om dit te hê. Nou, wat stel jy voor? So maar op die einde van die dag, dan is daar 3 komste. Eerste een wanneer Jafashua gebore is, tweede koms wanneer hy kom vir die bruid, wanneer die trompet sal kom net vir die bruid. En die derde keer is wanneer 'n harde trompet. Hoekom harde trompet? Dis in die slag van Armageddon. Terwyl die mesiele goed geskied word, verskyn Jafashua op die berg om 1/3 van Israel te roep uit die 4 hoeke van die aarde. Die Bybel sê die 4 windstreke van die aarde, dan roep hy hulle harde trompet, nie 7 trompette nie. Nie 7 trompette nie. 'n Trompet is iets wat 'n boodskap uitdra. Daar's 7 trompette, maar dis vir die 7 gemeentes. Efese, Smyrna, Pergamus, Sardis, so daar's 7. Trompet is iets wat 'n boodskap uitsy om die aandag te trek van die mense. Dis hoekom daar 7 was, niks met die eindtyd te doen nie. 6 het hulle tyd gehad. Verstaan wat ek sê, in die tye, die boodskappers wat daar was. Vandag, die Bybel sê so duidelik in Hebreërs 1 vers 1, in die ou tyd het Jaffa tot die volk Israel gespreek deur die profete. Hy sê maar vandag, in 2025, het ons nie profete nodig nie. Hy sê, hy spreek tot ons deur sy seun, Jafashua. Wat is dit? Dit is die woord. Johannes 1:1. In die begin was die woord, en die woord was by Jaffa, en die woord was Jaffa. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon, en ons is sy heerlikheid aanskou soos die eerstgeborene. Vers 14 sê, en hy het vlees geword en onder ons kom wandel. En dan kyk daar vers 5 en 6 sê, dat hy was die lig
wat die duisternis verdryf het. Genesis 1 vers 3, die lig wat hy skep is Yahweh, die duisternis is Satan, want as jy eers kyk by Genesis 1 vers 17 en 18, dan word die son en die maan en die sterre eers daar gemaak. So wat is gemaak? Wat is die lig wat by Genesis 1 vers 3 geskep is? En so is dit interessant wanneer ons die geopenbaarde woord kan verstaan. Weet jy wat, ek nie nodig om vir jou een storieetjie te vertel nie, want ek kry niks daar uit nie. Ek behoort jy aan 'n kerkdenominasie of 'n organisasie nie. Ek wil u in die hemel kry. Ek wil u as bruid by Yahweh uitkry. Nou ja, tyd ons gevang hierso. Baie interessant. Dit wil ek met u gaan deel. Volgende week as Vader liewe gesondheidspaar. Doen die eie Bybelstudie. Vat hier's baie inligting deurgekom. Vat dit, maak jou eie notas, maak jou eie studie. Tot volgende week as Jahwe wil. Maranatha. Yahweh kom weer. Halleluja.